Vandag gaan Lazarus vir ons 'n les in genade leer. Dit is Johannes 11. Jesus kom in Betanië aan. Lazarus is dood. Dit is al die 4de dag. Vers 20. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maria het in die huis bly sit en Martha sê toe vir Jesus: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar: Jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom: Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nou jy onthou wat toe mos verder gebeur het, hoe dat Jesus vir Lazarus uit die dood laat opstaan het. Maar kom ons kom by genade uit. Lazarus se susters is gelowig, maar vir hulle is genade net iets wat ons eendag in die hiernamaals sal kry. Ons hoor dit daar in vers 24 toe Martha antwoord. Sy sê: Ja, Here, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. En dan praat Jesus met haar oor geloof in hom en hy vra haar uit oor haar geloof. En wat doen Martha? Sy sê 'n geloofsbelydenis op. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Dit is interessant, nê? Nee? En wat doen Jesus dan? Hy gaan saam met hulle na die graf toe en daar demonstreer hy dat genade nie net vir die hiernamaals vir eendag is nie. Dit is definitief ook vir nou, vir vandag. God wil ook nou vir jou genade gee. Ek en jy moet net nie een van twee foute maak nie. In die eerste plek moet ons nie soos Martha en Maria so skepties wees dat ons nie kan glo dat Jesus dit wil of kan doen nie. In Lukas 5 vers 12 en 13 lees ons van 'n melaatse wat vir Jesus sien aankom het en toe val hy op sy knieë voor hom en hy smeek: Here, as U wil, kan U my gesond maak. Jesus steek toe sy hand uit, raak hom aan en sê: Ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Daar hoor ons ook dat dit Jesus se wil is om genade te betoon. Die tweede fout wat ons kan maak is wat mense dikwels sê, ek hoor dit baie, hulle sê, maar ek verdien dit nie. En ja, jy's 100% reg, ons verdien dit nie. En dit is hoekom dit genade genoem word. Dit is juis die punt. God is in wese goed, altyd goed. Hy is lig en in hom is daar geen duisternis nie. En Jesus het juis gekom in sy eie woorde om die genadejaar, oftewel die genade era in te lei. Jesus wil vir jou genade gee, ook vandag. Ons moenie met ons skeefgetrekte persepsie sy hand wegklap nie. Hy wil ons genadig wees. Kom ons aanvaar dit. Kom ons bid saam. Here, ons weet U sien ons wanneer ons ook soos daardie melaatse voor U kom kniel en sê, as U wil, kan U ons genadig wees. En dankie dat ons kan glo, die antwoord is altyd van U kant af, ja, ek wil. Dankie dat U wil, dankie dat U genade gee, genade op genade, onverdiend. Al wat ons kan doen is om vir U dankie te sê daarvoor. Dankie vir elke dag se genade. En dankie dat dit vir vandag is en nie net vir een dag nie. Ons prys U daarvoor. Amen.